Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Daar is nog baie om na uit te sien in vandag se program. Ons gesels later met ons voormalige mevrou Heelal, Margaret Gardner, The Real Housewives van Pretoria, Serona Erasmus kom maak 'n draai en Tino gaan kom musiek maak. Maar eers gaan ons voort met vandag se oggendpraatjies. Elsa, waaroor gesels ons volgende? Ja, Roseanne, dit is nou so 'n bietjie meer van 'n ernstige storie. Ons het nou vroeër 'n ligte artikel bespreek oor 'n kind wat nou per abuis ontvoer is. As 'n mens dit nou ontvoering kan noem, dan of jy daarna kyk. Maar ek dink min mense weet dat ontvoerings besig is om 'n ernstige probleem te word in Suid-Afrika. Ek dink ons is redelik bewus want ons lees gereeld nuus en die meer en blou op hoogte daarvan, maar stem jy saam? Ek dink dit is net iets wat eenvoudig hand uitdruk. Ja, dit is regtig 'n groot probleem en ek dink Gauteng loop nogal deur hieronder, maar Ja. ek het gister 'n nuus storie gehoor oor 'n vrou in KwaZulu-Natal wat blykbaar 'n vals klag ingedien het oor 'n ontvoering van haar baba. Sy was ook nie regtig swanger nie. So dit is 'n hele ding wat sy nou gedoen het. Ek weet nie of sy dit gedoen het vir aandag nie. Ek weet nie wat haar redes was nie, maar hulle het nou agtergekom dat die klag was nie regverdig. Dit was nie iets wat eintlik gebeur het nie. En ek dink sy het dalk gedink sy gaan daarmee wegkom omdat dit so gereeld gebeur. Waarskynlik. Dis absurd. Nou, ontvoerings in Suid-Afrika is nie net meer op rykes gemik nie. Weekliks word mense ure lank gevange gehou terwyl hulle bankrekeninge leeggemaak word en selfs kinders in informele nedersettings word gevange gehou vir 'n losprys van 'n paar R100. Niemand is met ander woorde immuun nie. Nou sedert 2021 het die Suid-Afrikaanse Polisiediens se nasionale teenontvoeringseenheid 437 arrestasies uitgevoer, 68 veroordelings behaal, 182 vuurwapens en 128 voertuie in beslag geneem. Die totale lospryseise beloop sowat R1,8 miljard, waarvan R150 miljoen reeds betaal is. Nou, Majoor-generaal Firas Khan sê die eenheid werk proaktief met voorspellende data en vinnige koördinering om ontvoerings te voorkom. Hy beklemtoon dat samewerking tussen die Suid-Afrikaanse Polisiediens, privaat sekuriteit en gemeenskappe noodsaaklik is om misdadigers voor die hof te kry. Thomas sê elke keer as 'n syndikaat vasgetrek word, verskyn 'n nuwe een, maar gesamentlike inisiatiewe lei tot intelligensiegedrewe aksies teen verdagtes. Khan doen intussen 'n beroep op die publiek en sê wetstoepassing alleen kan hierdie plaag nie bestry nie, maar saam kan ons Suid-Afrika veiliger maak. En ek dink ek is geneig om saam te stem. Ek dink dit is 'n hele samewerkingspoging wat moet plaasvind om hierdie probleem einde ten laaste suksesvol te pak. Ja, ek dink ook daar is sekere veiligheidskwessies betrokke wanneer mens so 'n blanket statement maak oor gemeenskap moet betrokke raak. As daar in my woonbuurt iemand gekaap word of iemand ontvoer word en die ontvoerder het 'n wapen of wat ook al, jy kan die owerhede bel en jy kan die polisie en privaat sekuriteit betrokke maak, maar jy kan nie jouself ook in 'n posisie plaas waar of jy dalk ook ontvoer word nie, or they take your life because you were the busybody that intervened. So I think it's such a fine line whereby you want to help and you want to make sure that the people in your community are safe, but what about your own safety? I think it's a very selfish way to look at it, but you know, there is a little bit of a 50-50 there for me. Nee, mens verstaan dit en ek dink iets anders wat vir my uitstaan is die feit dat daar in Maart, vroeër vanjaar in Maart gesê is dat minstens 50 mense per dag in Suid-Afrika ontvoer word. 27 van hierdie gevalle word net in Gauteng aangemeld en jy het vroeër verwys na die probleem in Gauteng. Ek dink die Weskaap is ook 'n provinsie waar dit 'n groot probleem is, maar om te weet dat daar soveel ontvoerings in Gauteng plaasgevind het, dis presies daai ding, weet 'n mens wil weer eens nie mense paniekbevange maak nie, maar ek dink op die einde van die dag is dit maar iets om oor bekommerd te wees, jy weet, en 'n mens weet, baie mense pas baie meer veiligheidsmaatreëls ook toe, wanneer hulle byvoorbeeld na 'n winkelsentrum toe gaan en dies meer. Maar is skokkend en ek dink ook, ek sou hoop dat hierdie syfers daadwerklik sal daal, na aanleiding van hoe daar ingegryp word. Ja, en ek hoop ook die
owerhede en die regering kan hulle deel doen om hierdie syndikaate Ja. hok te slaan, want Ja. dit voel soos, I don't know which Greek thing that is, where you cut the one head off and then there's two other heads that come up. The Hydra. Like it just keeps popping up. En dit is daai amper hopeloosheid wat mense net gaan, hoe kan ons hierdie ding eintlik beter maak of seker maak dit gebeur nie so gereeld nie, but the criminals are gonna criminal. Dit is so en ek dink hulle hou ook maar die nuus dop Ja. en alles wat gesê word dop. En ek dink hulle vind nuwe maniere om dit wel ook te kan doen. Vir my is dit net wat jy genoem het oor die feit dat dit nie net ryk mense is wat nou ontvoer word nie, because that was the MO previously. Ja. Now they'll take $3,000 out of your bank account or $500 out of your bank account, and then you hope that they don't kill you. I don't know. I just think that the increase in these cases, it's very, very alarming. Nee, definitief. Ek dink dit is 'n kwessie waar 'n mens nog vir lank kan gesels Ja. en dalk iets wat 'n mens in die toekoms ook moet bespreek. Ek dink ons het al van baie van hierdie gevalle ook in die nuus gelees. Maar ja, 'n beroep op ouers, wees altyd versigtig, Ja. wees paraat, hou ons kinders veilig. Nou jy kan ingeskakel bly, want net hierna is dit tyd vir ons volgende insetsel van op dieselfde bladsy met graffiti boeke en daar is natuurlik 'n lekker kykerkompetisie. Jy kan 'n paar boeke wen. So maak seker jy bly ingeskakel en jy kyk saam. Jy's by Goeiemôre Good Morning. Ons is nou weer terug. Bly net waar jy is.